Ek is Rinus van Sion in Parys en vanmôre kuier ons saam in God se woord. Vanmôre wil ek vir jou sê, wag geduldig. Ek lees vir jou Matteus 4 vers 3. Toe kom die versoeker na hom toe en sê vir hom: As jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brood te word. In die woestyn is daar miljoene ronde kalksteenrotse wat merkwaardig soos klein brode lyk. Sonder twyfel moes daardie rotse, terwyl Jesus gevas het, die voorkoms van brood aangeneem het. En Satan het hieruit voordeel getrek. As jy die seun van God is, verander die klippe in brood, het hy gesis. As jy die seun van God is, waarom is jy honger? Satan doen dieselfde met ons wanneer hy fluister: As jy 'n kind van God is, waar is die Vader se voorsiening? Waarom hoop daardie rekeninge op? Waarom het jy nood? Dis jou taak om hierdie situasie te hanteer, ding hy aan. Oefen jou geloof, laat iets gebeur. Maar God wil hê ons moet geduldig wees. Ons is sy kinders, en hy beloof dat hy in ons behoeftes sal voorsien terwyl ons bid vir ons daaglikse brood. Ons moet wag. Die meeste van ons wil die beloofde land bereik sonder om ooit deur die wildernis te gaan. Ons wil dadelik daar kom, maar die Vader sê, nee, daar is 'n tyd van voorbereiding. Wag, moenie paniekerig raak nie, ek sal voorsien. Ons moet besef dat die Here se tydsberekening anders is as ons sin. Jesus sê dit geweet. Hy sou nie sy Vader aanjaag deur dinge in sy eie hande te neem nie. Hy sou wag. En binnekort, miskien net ure later, sou engele na hom toe kom. Nie droë klein brode bring nie, maar engelkoeke. Hoe dikwels is ek tevrede met die brood, omdat ek probeer om dinge in my eie energie te doen, in plaas daarvan om te wag vir die Vader se perfekte tydsberekening en die engelkoek. Mag ek en jy in hierdie dag opnuut leer om te wag vir God se perfekte tyd. Die Here seën jou. Amen.